Op 26 Januarie het ons gepraat oor genesing en bevryding. Ons het gebid die oggend, ons het aksies geneem, mense het kom proxy staan in die plek van ander mense wat siek is. En verlede Sondag het hy gepraat oor huis skoonmaak. Ons het 'n paar goed afgelê, ons het 'n lewe gesprek oor ons eie lewe. Ons het 'n aksie geneem. Ons het 'n aksie geneem en nou kan jy gaan dink van verlede Sondag tot vandag toe, wat het gebeur in hierdie week? Het ek gebly staan op dit wat ek verklaar het, of het ek alweer 'n bietjie vergeet dalk van dit wat ek verklaar het? As ek jou kom herinner daaraan vanoggend, dink jy miskien waar jy nou sit hier, dink jy miskien daaraan, aha, dis wat hierdie week gebeur het, die duiwel het dalk in full force vir jou gekom. So, ons bid vir mense, ons bid vir genesing, ons lê die hande op, ons self hulle presies soos hy die woord van God vir ons sê, en dan raak mense nie gesond nie. Het ek die antwoord? Ek het nie die antwoord nie. Ek het nie die antwoord nie. Ek kan nie vir jou vanoggend verklaar hoekom God party mense genees en hoekom party mense sterf van hulle siekte of van hulle situasie wat hulle het nie. Maar dit is God se wil. Dit is God se wil en ek en jy moet in daai rus in, moet ek en jy kom. Moenie dat die duiwel om jou oor kom fluister. Ja nee, dis seker maar dit wat ek gedoen het, of nee, dalk is dit nou dit wat ek gedoen het. Moenie kom condemnation op jouself sit, of ek het nie goed genoeg gebid nie, of ek het nie genoeg olie gebruik nie, of wat die duiwel ook al vir jou wil kom wys maak. Verwerp dit. Die woord sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Ek en jy moet asseblief die wapens wat in die woord is, moet ons 'n bietjie optel. Buiten die wapenrusting van Efesiërs 6, daar is 'n klomp wapens in die woord van God. Hy gee dit vir ons. Hy gee dit vir ons. Ek en jy moet dit gebruik. Ons hoef nie gebuk te gaan. Hoor jy, soms kom daar goed oor jou pad en jy sê, "Jo, Here, hoeveel nog? Hoeveel kan een mens nog hanteer?" Daar's krag in die naam van Jesus Christus. Daar's werklik krag in die naam van Jesus Christus. Voor ons enigiets vanoggend doen, voor jy 'n boodskap kom, voor wat ook al, wil ek vir jou vanoggend vra, het jy geloofsekerheid? Is jy werklik seker van jou geloof? En ek het nou lank gewonder, sal ek nou vra, steek jou hand op, of los jou hand, of wat ook al. Ag, en ek kan 'n klomp verskonings, nee, ons is ordentlik, ons gaan dit nou nie doen nie, ons wil nie mense op die spot sit nie. Ek wil jou uitdaag vanoggend, as jy nie seker is van jou geloof nie, steek asseblief jou hand op. Steek asseblief, en as niemand hulle hande opsteek nie, verwag ek dat ons mekaar in die hemel gaan ontmoet. Ek verwag dat ek en jy mekaar in die hemel gaan ontmoet. Is ek reg? Is dit so, het almal in hierdie kerk vanoggend geloofsekerheid? Het jy op 'n plek gekom in jou geestelike lewe dat jy eerlik en opreg kan sê, ek weet, ek het die ewige lewe? Kan jy dit regtig sê? Kan jy regtig dit sê? Kan ek dit regtig sê, as ek vanoggend dalk vir my vrou 'n skewe antwoord gegee het, ek het nie, kan ek regtig dit sê, kan ek met daai volle vertroue sê, ek het die ewige lewe, en ek gaan saam met Christus in die hemel wees? Kan jy dit werklik vanoggend sê? Het jy langs die pad gehoor, die Here roep jou? Ja, baie van ons natuurlik. Jy het gepraat van jong mens, ek is so bly, anders het mense nou weer gedink jy sonder hulle uit, maar ek dink veral vir jong mense, ek is nog bietjie jonk, nee, ek gaan nog, maar hou net op met moan, asseblief, maar hou net op,
Moet nou nie so, asseblief nie. Ek wil my lewe geniet, Here. Ag, mamma, ek wil my lewe geniet. Ja, papa, ek hoor. Ek wil my lewe geniet. Ek gaan eendag. Niemand is gewaarborg vir môre nie. Niemand van ons nie. Oud, jonk, maak nie saak waar jy is nie. Het jy die stem van die Here gehoor en het jy gereageer? Kan jy vanoggend hier sit en kan jy werklik sê, ja, ek het gereageer. Ek het gereageer. Dit het niks met my te doen nie. Dit het niks met die ou langs jou of voor jou of agter jou te doen nie. Dit is tussen jou en God. Ons as ouers, ek hoor sy praat nou van die meer senior mense of die meer ouer mense. Ons almal wil asseblief tog hê, ons kinders moet die Here in oorgawe dien. Dit sal ons lewe so minder gekompliseerd maak. Dit sal ons lewe so oningewikkeld maak. Sal dit nie vir ons rustig wees as ek verseker kan weet, daai 3 manne van my is reguit op pad hemel toe, Here. Halleluja. Wat is my verantwoordelikheid as 'n ouer? Ek moet op my knieë bly vir my kinders. Ek moet bly intree. Ek moet sê, dankie Here, hy sal nie vandag so nie. Dankie Here, hy gaan so. Dankie Here, en hoe ook al. Daar's krag in hierdie klein dingetjie tussen jou lippe. Daar's baie krag in ons tong. Jakobus sê dit ook. Daar's baie krag in ons tong. So, het jy al op 'n punt gekom wat jy so oortuig is van die Heilige Gees dat jy berou oor jou sonde. Dat jy op 'n punt gekom en sê, Here, ek het berou oor my sonde. Ek het berou oor my sonde. En as die duiwel môre kom en jy wil weer kom herinner aan, onthou jy toe jy 18 was, het jy so en so gedoen. As jy die Here se stem gehoor het, jy het gereageer en jy het berou getoon, en die volgende stap is, jy het tot die genadetroon genader, en jy het dit bely, en jy God se vrymaking, Jesus Christus, jy het dit aanvaar. Dan sê ek vir jou, kan jy vanoggend opstaan, en jy kan sê, ek het geloofsekerheid. Ek het waarlik geloofsekerheid. Ek gaan weer vir jou sê, het jy die roepstem gehoor, het jy berou getoon, het jy op 'n punt gekom wat jy die genadetroon genader het, en het jy jou sonde bely, het jy Jesus Christus as jou verlosser en jou saligmaker erken, dan kan jy sê, as jy dit nie hier vanoggend sit, begin hier voor by hierdie ene. As ons nie vanoggend hier kan sit en dit kan sê nie, dan het ek en jy vandag nog 'n kans. Jy het nou daar waar jy sit, het jy 'n kans. So ek gaan 'n oomblik gee, ek gaan weer sê. Kan jy met sekerheid sê, ek weet ek het die ewige lewe en sal in die hemel wees vir ewig. Kan jy dit regtig sê? Ek klink nou soos 'n plaat wat vasgehaak het. Dan jy daai langsbeplate en dan lig jy maar die ou naald of jy blaas of maak hom skoon. Ek kan nie vir jou genoeg sê hoe ernstig dit is nie. As jy nie geloofsekerheid het nie, gaan jy nie die hemel haal nie. Moenie daarbo kom en hulle wys jou weg. Nee, jy gaan daar na die breë pad toe. Moenie. Jy het 'n keuse. So, asseblief, neem 'n oomblik, kry jou kop bymekaar en sê, Here, ek het nie gehoor. Het ek gereageer, Here? Het ek al berou getoon oor my sondes, Here? En het ek al belydenis gedoen van my sonde? So, neem 'n oomblik.
Here, ons as 'n gemeente, Here, kom voor U vandag en ons verklaar, Here, ons het gehoor, Here, toe U geroep het, my God. En ons reageer vanoggend opnuut, Here. Ons reageer, my God, op U roepstem, Here. En ons kom, Here, in diepe berou, Here, vir ons sonde, Here. Ons kom bely dit vanoggend voor U, Here, en ons verklaar, Here, ons erken Jesus Christus as ons verlosser en ons saligmaker. Dankie, Here, dat ons met sekerheid vanoggend kan sê, Here, ja, Here, ek gaan saam met Christus in die hemel wees. Amen. Amen. Ek wil asseblief nooit hê jy moet voel ek manipuleer jou of ek jaag jou emosies op of ek dwing jou om iets te doen nie. Bekering is tussen mens en God. Dit het niks met ander mense te doen nie. So jy kan nou vanoggend hier sit. Jy kan dink, ag, blaar jy maar daarvoor, ek gaan my ding doen. God weet. God ken jou hart. God weet presies wat in jou hart aan die gang is. So, die tema van vanoggend is God van wonders. Jesaja 53 vers 5 uit die 83 vertaling. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En die engel sê, and by his stripes we are healed. En ek moet nou hier sê, die engel sê dit beter. Die engel sê dit 'n bietjie beter hier. By his stripes we are healed. Die wonde op Jesus se rug, onthou julle hier by Goeie Vrydag dink ek, het ek so 'n klip gespeel uit die Passion of Christ en hulle het gewys soos Jesus so uitmekaar het geslaan, sy rug, hoe dit gelyk. As julle, ek dink meeste van ons het al Passion of Christ gesien. Ek wil nou so ver gaan om te sê, as jy dink dis te gruisam, gaan loop maar 'n bietjie in die strate van Jerusalem. Begin sommer by jou Bybel. Begin sommer by jou Bybel, by Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Ek gaan vir jou presies in detail vertel wat met Jesus gebeur het. Daai merke, daai rug van hom wat so oopgekloof was nie net vir ons sondes nie. Dit was ook vir ons siektes. Dit was ook vir ons kopsere, ons ongeneeslike siektes, wonderlik. Dis wat 'n dokter sê. Dis wat 'n dokter sê. Dis nie wat God oor jou lewe sê nie. En hoor my weer asseblief, ek beloof vir jou niks nie, ek wil niks spiritueel en ek preach whatever alles asseblief nie. Gaan na die woord toe en gaan kyk wat sê die woord. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hierdie skrif is nie vir one day nie, een dag nie. Hierdie skrif sê nie jy gaan dalk genees word nie. Hierdie skrif sê nie jy gaan oor 'n tydperk genees nie. Hierdie skrif is vir nou. Dis vir die hede, dis vir vandag. So moet nooit twyfel dat God jou wil genees nie. Nooit nie. Moet nooit twyfel, God wil jou genees. God wil jou genees. Spreek vandag. Here, vandag is my dag. Vandag, Here, ek vat hom vandag, Here. Nie môre nie, Here, nie volgende week nie, Here, nie dalk miskien nie, Here, ek vat genesing vandag. Dis waar die dingetjie nou inkom. Ek en jy dink dalk, ja natuurlik verwag ons. En dis die verwagting van die mens. Lê julle hande op die siekes en ons gaan dit ook later lees, bid vir hulle en hulle sal genees word. Ons verwag mense gaan instantly genees. Kan ek vir jou sê, het hulle 'n bietjie gedink dat God ook 'n ander manier van genesing vir jou in pag het? En ek wil nou nie 'n briek kom druk op jou genesing nie. Jy moet voluit gaan.
as jy genesing nodig het, dan gaan jy voluit. Jy settle nie vir second best nie, jy gaan vir die beste. Jy gaan vir die beste. Ek wil vandag vir jou sê, vandag is jou dag. En vandag is daar 'n deurbraak vir jou. Vandag, jy moet hom spreek, jy moet hom vat, jy moet hom verklaar. In Markus lees ons die verhaal van Jairus se dogtertjie. Ons ken al hierdie genesings en wonderwerke wat Jesus gedoen het. Op 'n stadium het ons so deur hulle gewerk. Jairus het gekom en in 'n gebaar van aanbidding voor Jesus kom neerval. Hy het voor Jesus kom neerval. En hy het gevra, Here Jesus, lê u hande op my dogtertjie, dat sy kan genees. Hy het deur daai aksie, deur dit wat hy gesê het, het hy verklaar, Jesus, u kan my kind genees. U kan my kind genees. Dan het ons ook die voorbeeld van die vrou met bloedvloeiing. Man, ons almal ken haar toestand. Ons almal weet haar mags en haar maggies en haar moenies en haar moeds. Ons weet almal dat sy was onrein. Ek het nou amper gesê, eintlik nie. Sy was onrein. Sy mag nie aan ander mense geraak het nie. Daai vrou was gefokus. Ek moet ten minste aan sy soem raak. Dan sal ek genees. Sy was gefokus. Ek moet aan sy soem raak en dan sal ek genees. Hierdie twee genesings bevestig in ons benoudste oomblik. In daai wat jy nie meer weet na watter kant toe nie. Jy sit dalk met 'n siekte en jy sien of jy kom ons nou by die dokter en elke keer voel dit vir jou dis net 'n bietjie erger. En dis net 'n bietjie erger. En mense het al vir my gebid en mense het hulle hande op my gelê en mense het my al gesalf en mense het al verklaar in jou benoudste oomblik is God in Jesus Christus aan die werk en maak dit ons nie opgewonde nie. Dankie, asseblief. Ek dink ons kan 'n bietjie beter as dit doen, maar nou ja. Ons moet vir God soek. Ons almal ken mos nou daai in elk geval, as jy siek is, kom mense mos verskriklik gou. Probeer dit, probeer perskapitte, probeer dit, hierdie krye, Daar's een geneeser en dis God. Daar's een geneeser en dis God. 'n Man kan oorkant jou by 'n lesenaar sit. Hy kan 'n diagnose daar neerskryf. Dis sy opinie. By ons God is niks onmoontlik en dis tyd dat ons opstaan en staan op dit. By my God is niks onmoontlik. Dankie dokter, maar by my God is niks onmoontlik nie. By my God is niks onmoontlik nie. Die klem lê in albei hierdie verhale op die vrou en die man se vertroue in Jesus. Hulle vertrou Jesus. Hulle vertrou hierdie Jesus gaan my genees. Hierdie Jesus gaan my kind genees. En ongeag wat mense vir hulle sê, of mense vir hulle aan hulle kon gedoen het, of mense sê mos maklik vir jou, dalk was vandag nie jou dag nie, hou moed, hou goeie moed. Jy sal so verby dit. Jy wil eintlik niks weet van dit nie. Jy kom op 'n punt dalk wat jy sê, luisterie, ek het nou genoeg gehad. Julle hoef nie meer vir my te bid nie. Julle hoef nie meer vir my skriffies aan te stuur nie, asseblief nie. Staan op die naam van Jesus Christus. Daar's waarlik krag, nie wat mense vir jou sê nie. Daar's krag in die naam van Jesus Christus. Daar's mag en krag in jou tong. Spreek lewe. Staan vanoggend op, al sukkel jy, al kreun jy, al steen jy, al is dit hoe seer, al ongeag nou die verwysing na mense wat
langer jare op hulle ID-boek het, ongeag daai irritasies van 'n oggend, want ons is almal 18 uur, maar jy kom baie duidelik in die oggend, as jy uit die bed uit spring, gaan nie meer so vinnig nie, né? Gaan dalk nie meer, ons gee net goue kanse dat alles net aan die gang kom. Spreek lewe. Ek en jy onderskat die krag van God. Ek en jy, hoor mooi wat ek sê, ek en jy onderskat die krag van God, want ons kyk met ons oog. Ons luister wat sê 'n dokter. Ons kyk wat sê 'n prentjie daar, mos op so lig, en dan sien hulle daar goeters van jou, en dan kring hulle sê, daar's 'n probleem. Ons kyk vas in dit. Verwerp dit. Ja, dit is wonderlik, dis reg. En ek is die eerste om te sê, God gebruik ook dokters, susters, medikasie, al hierdie goeters, gebruik hy ook om sy werk te doen. En as jy 'n pilletjie vir bloeddruk moet drink, kruisig my, stenig my, whatever you like to do, drink jou pil, tot God jou oortuig. Dis nie nodig om meer jou pil te drink nie. Sal ek vir jou sê, stop nou onmiddellik met al jou cholesterol, bloeddruk, al daai, ek sal dit nooit doen nie. Maak dit van jou minder 'n gelowige? Nee. Dit maak nie van jou 'n minder gelowige, maar ek sê, moet nie jou krag of jou geloof in 'n pilletjie insit nie. Jou geloof moet geanker wees in God. Hebreërs 11 sê, geloof is 'n vaste vertroue. Nie miskien, maybe, I don't know, hang af hoe hartlik my bid Sondag, hang af hoe hard hulle gesing het, hang af hoeveel keer het die pastoor gegil en geskree, halleluja, prys die Here, dis reg, alles is reg. Moenie jou krag in aksie sit nie, moenie jou krag in 'n mens sit nie, jou krag kom van God af, jy moet 'n vaste vertroue hê. Die vrou wou aan Jesus raak en sy het deur die skare gebeur, sy het op haar knieë gekruip. Wat maak ek en jy gewoonlik? Gestel jy kom by 'n staatskliniek, jy moet mos nou pretty much about, sê 3-4 uur daar rond, as jy dalk vinnig of gou gehelp wil word. Kom ek vat my eie situasie, binnelandse sake, ek moet 6 uur daar wees. In die winter is dit nogal uitdagend, maar as ek 6 uur daar is, dan staan ek 2 ure in 'n ry, 8 uur is ek in, 8:30 is ek in my kar en daar gaan ek. As ek 10 uur gaan, kom ek dalk 1 uur of 2 uur die middag uit. Die keuse bly myne. Ons sit in 'n ry, dan sit jy vir 'n uur, en dit het al met my gebeur, ek bely nou sommer, ek het gesit ek het gekom by binnelandse sake, en daar het 9 mense gesit, en ek het nog, daar 12 gesit. Ek het gedink, dis te veel, ek het omgedraai, ek het teruggery, Brackenfell. Ek het later die middag gekom, en surprise, toe sit daar 9. Voor my, toe dog ek, okay, na 'n uur toe wonder ek, sal ek dalk nou môre kom. Toe dog ek, druk deur, hou vas, jy gaan daarvoor uitkom. En wat gebeur toe? Al die begrafnisondernemers is nie gehelp nie, want dit was etenstyd, en die enetjie wat daar voorgesit het net huweliksbevestigers gelees. Ons het net so gegaan. Maar ek het, toe hulle eers kom, toe gaan dit net so. Die vrou het op haar knieë gekruip. Hoor, sy het geskuur teen mense, sy het geweet, ek loop 'n verskriklike groot risiko. Ek kan gestenig word vandag. As hierdie mense uitvind wat ek doen, want ek is onrein, ek mag nie. Sy het deurgedruk, sy het nie tou opgegooi nie, en let op, toe sy aan hom raak, en hy sê, wie het aan my geraak? Hy het dan nie uitgeskel nie, hy het dan nie berisp nie, nee, hy het dan nie berisp nie.
Hy het geweet van dat toestand. Trouwens, daarna het talle ander mense aan hom kom raak en wat het met hulle gebeur? Hulle is genees. Hulle is genees. Is ek en jy soms, ons wag net vir een ou om op te staan op 'n Sondagoggend, as daarom nou een opstaan, okay, dan is ek dan nou nie eerste nie. Jy mis 'n blessing wat die Here vir jou het. Jy mis 'n seën wat die Here vanoggend dalk vir jou het. Vanoggend, net vanoggend, vandag is jou dag. Maar ek moet tog nou net die eerste opstaan nie. Ek moet tog nou net nie. Of ek het nou al so hoeveel keer opgestaan, ek gaan nou nie vandag weer opstaan nie. Hulle raak aan Jesus en hulle word gesond. Jairus daarenteen wou egter die aftog blaas, omdat sy dogtertjie toe reeds dood was. Hulle het vir hom kom sê, jou kind is dood, en hy het gesê, nee, dis reg, Here, sy's klaar dood. Maar Jesus bemoedig hom egter om nie in ongeloof te verval nie, maar steeds te bly glo. Moenie ontstel wees nie, sê Jesus. Glo net. Moenie ontstel wees nie, sê Jesus vir Jairus. Jy moet net glo. Jy moet net glo. Markus 11 vers 22 tot 23. Jesus sê toe vir hulle, julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle. Elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur vir hom, sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Glo dat dit wat jy gevra het, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal so wees. Nie my waarheid nie, die woord sê dit. Die Bybel sê dit. Die Bybel sê dit. Markus 16 vers 17 tot 18. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle bose geeste uitdrywe. Ek dink hulle het verlede Sondag ook gelees. In my naam sal hulle bose geeste uitdrywe, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê, en die sal gesond word. Niks met my te doen wat my hand hier opkom lê nie. Nothing. Ek doen wat die woord sê, en God doen die werk. Asseblief, as niks krag in my hand wat op jou kom lê nie. Niks nie. Daar's niks krag in hierdie anointing olie nie. Dis 'n teken om jou te herinner. Ons as mense wil mos sien voor ons glo. Petrus en Johannes sien die lamman daar, en hulle sê, maar Peter sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Dis wat Petrus, ek het nie geld vir jou nie, oukie. Hy bedel mos nou. Ons ken die verhaal. Petrus sê vir hom, maar wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus. Staan op en loop. Dit het Petrus gesê. 'n mens. Hoe kon Petrus dit gedoen het? Hy het dit in die naam van Jesus het hy dit gedoen. Hier is egter een voorwaarde. Wondertekens sal voorkom by die wat glo in my naam. Markus 16 vers 17, soos ons nou gelees het. Hulle sal siekes die hande oplê, en die sal gesond word. Hy sê nie sommige van ons nie, jy lê jou hande op siekes, jy lê jou hande op siekes, jy lê jou hande op siekes, jy. Nie spesiaal mense wat voor in die kerk staan met 'n mikrofoon of agter 'n keyboard sit nie. Almal van ons wat glo in die woord van God, almal van ons sal ons hande op die siekes lê
vir hulle bid en hulle sal genees word. Maar, glo ek, as ek my hand op hulle lê, of miskien, Here, asseblief laat ek vandag skitter, laat ek skitter, asseblief, want dit gaan so lekker oor onsself, laat ek tog net, niks man, niks. God het gevra, wie sal ek stuur, en hy stuur my, en as hy jou stuur, moeilik, Here, die pad is so styl, daar is so baie klippe, en daar's papwiele, en al hierdie dinge, hy sê nie sommiges nie, of net 'n paar van julle nie, hy sê, almal wat glo sal hulle hand op die siekes lê, en die siekes sal genees word. Ons moet werklik glo, die waarheid is, God genees vandag nog. Glo julle dit? Glo julle dat God Jesus sê? Kry julle koud of wat is dit? Glo julle dat God vandag nog genees? Daar sê hy, amen. Ek sê amen op daai ene. Psalm 119 vers 89, ek het hom nie vir jou gegee nie. U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel. U woord staan vas. Nie die ouetjie hiervoor se woord nie. U woord staan, en die woord sê, lê julle hand op die siekes, bid vir hulle, en hulle sal genees word. Die laaste skrif, Jakobus 5 vers 13 tot 16. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder die aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dis hoekom ek begin het met geloofsekerheid, dat elkeen van ons vanoggend hier, en ons gaan dalk bid vir mense wat siek is, en as ek vir jou sê siek, beteken nie ergens het 'n dokter nou 'n diagnose neergeskryf nie, jy het dalk trauma in jou lewe, jy het emosionele genesing nodig, jy het nodig om van klomp herinneringe genees te word, wat ook al vanoggend op jou bord is. Jy het dalk 'n geliefde wat siek is, kom staan in die gap vir hom of haar. En asseblief, daar's geen krag in die persoon wat voor jou staan nie, niks. As jy kom en jy dink, nee, ek moet by daai ene uitkom, want hy bid lekker, of nee, kom ons kom by haar uit, sy het daarom 'n shofar, sy het krag. Hou op vaskyk teen 'n mens. Hou op vaskyk teen 'n mens. Ons vlieg mos lekker so die wêreld vol, en daar's 'n ou van hierdie land en daai land, en mense, hy praat tog so dan doppel om soos 'n klomp vliee en al hierdie goeters. 'n Dood eenvoudige gebed. Ek het al vir julle vertel, toe ek daar in die Pinelands in die hospitaal lê, en die ou voor my, en hulle sê, die dokter sê die aand, julle moet maar sy familie laat kom, hy gaan dit nie maak nie. En ek het net gebid, ek sê, Here, as dit u wil is, kan u daai man genees. Dis al. En ek skrik ook wakker, ek sê, en hier sit meneer regop. Niks met my te doen nie, asseblief nie, ek glo, ek vertrou, sy familie het net so kom bid, daar was 'n klomp mense wat vir hom ingetree het, dalk het hulle hom anoint, al hierdie 'n dood eenvoudige gebed, Here, as dit u wil is, kan u hom genees. Dis al. Nie 'n halfuur se gegil en geskree en op 'n afspringery nie, en bless jou soul, as dit jou styl is, asseblief, moenie stop daarmee nie. Elkeen gebruik God
soos hy wil. Soos hy goed dink. Is daar meer krag in jou gebed as jy hulle gil en skree en op 'n afspring as in my eenvoudige sinnetjie? Nee. Nee. Sê ek ons almal moet nou een sinnetjie bid? Nee. Bid asseblief soos die Here jou lei om te doen. Hou op so kyk. Hou op so YouTube kyk. Nou Sondag moet ek nou preek. Nou kyk ek aan nou 'n paar triks hierdie week. Hoe spring hulle? Wat gaan hulle maak? Hulle vee hulle voorkop af. Hou op ander mense probeer namaak. God gebruik vir jou net so uniek soos hy jou gemaak het. Hoorie, ek sê nou vir jou, en ek dink dis mense wat nou uit hulle hart uit seker wil skree amen. Maar toe ek mos begin het met 'n mikrofoon, ek het mos nou net so gegaan, net so. Ek het geweet, ek het dit, ag Here asseblief. Asseblief. Maar in elk geval, so kom die Here 'n pad met elkeen van ons. Elkeen van ons moet nooit twyfel aan jouself nie. Asseblief, bly staan op die woord van God. Julle sal julle hande op die siekes lê en vir hulle bid en hulle sal genees word. Amen.